Goeiemôre almal, goeiemiddag. Wie van julle is hier net vir die T-Bone-stuk? Dis altyd lekker, ek kan hom aanbeveel. Dis 'n bietjie van die T-Bone-stuk en hulle maak hom gaar nesie op hulle. Ek gaan vandag gou met julle gesels oor tydbank. Nou, 'n tydbank is ook 'n koöperasie. Alhoewel baie lande bedryf hom net net 'n tydbank. Ons sien nie dis 'n koöperasie nie, maar dit is eintlik 'n koöperasie. Nou, die eerste vraag wat jy opkom, wat is 'n tydbank? Dis 'n bank waar jy jou vaardighede kan gaan deponeer en dan ander mense se vaardighede kan onttrek. Meesters word dit beskryf deur 'n paar voorbeelde. Want jy kan nou sê, maar wat is die kans dat my vaardigheid en die ander ou se vaardigheid moet instem? Dat ons mekaar kan help. Dat hoef nie so te wees nie, want in die tydbank kan jy insit en jy kan heeltemal 'n ander ou se tyd gebruik. En dan hoef jy jou nou te gebruik. Jy gaan in die rondte gaan, daai gebruik. Tot iemand jou nodig het, hulle vir jou vra. Jy moet ook klaar by iemand tyd gekry en dan gee jy jou tyd vir daai ou. Die tydbank is 'n meganisme wat sorg dat alles regverdig verloop. Dit is 'n geweldige belangrike instrument vir 'n gemeenskap om 'n hele paar dinge te bereik. Daai sirkel wat so draai. Jy sal al 'n paar ure in hierso. En as elke lid 'n paar ure insit, dan skep dit naderhand 'n bank wat ek soveel geld in hom het, dat jy nie al daai ure kan gebruik. Nou wat verteenwoordig dit? Ons vra nie mekaar geld vir die arbeid. So as jy 'n uur se kantoorwerk insit, dan kan jy 'n uur van 'n werkdeskundige onttrek. Die geld vloei nie. So jou grootste besparing in die eerste plek is, daar is die belasting te spaar. Niemand het iets verdien nie. So dit is al weer 30% wat in vaste sand bly, wat jy hoef uit te gaan. Die ander voordeel daarvan is, daai persoon wat nou van jou dienste gebruik maak, weet van jou. Jy weet jy is beskikbaar, en as jy baie werk het, dan kan jy jouself ook gaan uitvier. Sê maar, ek is goed met administrasie, hulle bestuur en kantoor dame nodig vir 'n week. En jy weet van jou, as jy beskikbaar vir die week, natuurlijk, en dit is wel aardig vir jou. So dit skep werkgeleentheid in die gemeenskap oor. Dit maak jou bekend, want as jy 'n goeie diens gelewer het aan iemand, gaan hulle jou graag verwys na iemand anders. So hierdie ding het die potensiaal om geweldig groot te word. Toe navorsing gedoen het oor die ding het ek gesien daar in Londen in Amerika, is daar 'n tydbank. Hulle spog hulle al 13 miljoen lede wat in hom bly. En die vaardighede wissel van tannies wat proewe aan werk, tot ouers wat bereid is om jou dak te verf. Mense wat bereid is om jou rotor te hersien. Mense wat graag op jou verjaarsdag jou op musiek maak met hulle trompet of wat ook. So jy kan al daai vaardighede kan jy op mekaar sit en jy kan 'n hele huwelik hê. Dit is die ding al. Van musiek tot ouers wat grappies vertel en al daai. Dis 'n geweldige kragtige instrument. En hoekom is dit ook belangrik? Terwyl ons hier in Suid-Afrika na 'n moeilike ekonomiese tyd het, is daar baie mense wat nog swakker af is dan wat jy is op die oomblik. En hulle het die geld om die middels te betaal. Maar dit tyd. En dit skep die geleentheid vir mense wat ongelukkig swak is, om ten minste by dienste en voordele uit te kom wat nie geld verg. Hulle kan na tandarts toe gaan, want iemand van die tandarts se tafel was. Dat die selfe is. Jy kan 'n bybezitter wees, en nou kan jy dalk by 'n hospitaal besoek. As jy hierdie ding goed gaan ontwikkel en jy kry genoeg lede, dan gaan die gemeenskap na die gemeenskap uit. Dit skep 'n ekonomie met 'n alternatiewe geld in. Nou in Amerika het hierdie ding nog bietjie verder geneem. Daar praat hulle van $10
As jy 'n dag gewerk het en jy wil regtig nou iets koop, maar jy het nie geld nie, maar jy het al tyd opgebou in die tydbank, dan is daar ondernemers wat bereid is om dit op te ry en dit te koop. Sê maar jy het 'n fiets nodig en jy het 100 ure in die tydbank, dan daai ou met die fietskopery om vir jou 'n fiets te gee, dat hy daai 100 ure kan trek. Beteken hy hoef nie te gaan werk nie, maar nou kan hy 100 ure van iemand trek. Maar wat gebruik dit vir? Iemand om die fietses skoon te maak en te hersien, om sy gras te sny by sy huis. Maar dis 'n ding wat ons die gemeenskap gaan leer. Dat jy met hierdie tyd ook dan probeer ontstaan. Daar's nog 'n unieke manier hoe mense dit kan regkry. En ons gaan dit moontlik maak in die tyd van koöperasie. Ons gaan 'n bietjie wat we doen van die tyd omskakel na smart money. Wat se ding is dit wat ons nou van? Dis 'n finansiële instrument. Dit is nie 'n banknoot nie. Maar hy gaan net binne die tydbank en die skouerspier en die koöperasie gemeenskap gebruik. So jy so moet nog 'n mooi naam vir hom hê. Hulle kan help met die name wat is dood. Ons doen onthou 'n dadelpad. As jy 'n dadelpad het en jy doen besigheid met daai, dan betaal jy hom met jou dadelpad. Hy betaal nou weer vir hom met die dadelpad. En hy betaal nou weer vir 'n ander met die dadelpad. So hardloop daai dadelpad deur die hele gemeenskap.